Vriende, ons gaan ons harte stil maak, dan gaan ons vir 'n paar oomblikke met die Here praat. U weet wat u behoefte vanmôre is. Ons vra dat u dit ook bekend sal maak aan die Here. So in 'n stil gebed, en dan gaan ek ons as gemeente begelei in die aanbidding van die Here, en dan ook om te eer as ons God en ons Verlosser. Kom ons bid saam. Onse wonderlike hemelse Vader, ons aanbid u vanmôre, dat u die skepper van hemel en aarde, deur u Gees in ons midde teenwoordig is, en ook deur die waarheid van u woord Christus sal verhoog, sodat mense na hom getrek kan word. Baie dankie vir die voorreg om vanmôre u ons Vader te kan noem, en dat u ons u kinders noem, deur Jesus Christus, ons Redder en ons Heer. Vader, ek bely vanmôre dat ons nie regtig verstaan wat hierdie aanneming tot kindskap beteken en behels nie. Dat die God van hemel en aarde, die koning van alle konings, die een wat alles geskaap en tot stand gebring het, in besonder sy kinders liefgehad het met 'n ewige liefde, sy seun gestuur het om aan die kruis te sterf om ons los te koop, sodat 'n aanneming kon wees, verlossing, vrymaking, sodat ons bekend kan staan as wedergeborenes, nuut gemaak in die Here Jesus Christus, vrygekoop, sodat ons kan lewe tot eer van u naam. Help ons, Here, om beter te verstaan en ons meer te verdiep in die woord, om te leer van hierdie kosbare verlossingswerk. En bo alles meer te leer oor u, die heilige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Hemelvader, ek dank u vir elkeen wat vanmôre hier is, jonk en oud. Baie dankie dat u ons veilig op die paaie heen bewaar het. Baie dankie dat u liefde en trou ons deel was. En wil ek bid dat u ons sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus, onse Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ons gaan die woord van die Here vanmôre oopmaak by Genesis, die eerste hoofstuk. Eindelik gaan ons Genesis 2 lees, maar Genesis 1 en 2 gee vir ons basies dieselfde vertelling. Genesis 1 leer vir ons hoe die Here alles geskaap het, en dan Genesis 2 gaan ons dan die laaste paar verse lees, om dan ook net te sien die hervertelling of die meer inligting wat Genesis 2 ons gee, oor die gebeure, toe die Here geskep het, en dan ook die skepping van die mens in besonder. Nou ek gaan net weer vir u 'n paar interessante boeke wys wat u kan lees. Nou, ek het gedink om 'n reeks te hou oor die skepping teenoor die evolusie, en ek het gedink om dit nie te doen nie, aangesien ek al reeds 'n reeks daaroor gebring het, toe ons in Benoni gemeente was, en die meeste van Benoni gemeente sit hier by ons, so ek wil nie weer eens dieselfde reeks aan u bring nie. So hierdie boeke is beskikbaar, u kan dit koop, u kan dit lees, daar is baie inligting op die internet, as u nie 'n boek wil lees nie. Die boek van MacArthur, Think Biblically, is 'n pragtige en besondere boek wat u kan lees. Dan ook The Battle for the Beginning, die aanslag op die skepping en ook op die skepper in besonder. En hierdie boek is meesterlik geskryf om vir ons te leer dat God skepper is. En as jy nie kan glo God is jou skepper nie, dan is die kans baie min dat hy jou redder sal wees. Want die skepper weet hoe hy ons geskaap het, hy weet van alles, en hy weet ook presies wat ons nodig het, naamlik 'n redder buite onsself in Jesus Christus, ons Verlosser en Here. En dan hierdie baie besondere webtuiste, www.creation.com, baie besondere webtuiste wat u kan lees, en dan www.answersingenesis.org. Vriende, gaan lees dit, daar is 'n magdom inligting, en elke vraag wat u aan kan dink, of u vriende aan kan dink, wat hulle vir u al gevra het, en die skeptisie kan vra, word geantwoord op hierdie baie besondere webtuistes. U sal ook sien, baie van die leuns wat hulle vir ons kinders leer, oor die Neanderthal man, en die Pilkington man, en dat dit eintlik skakels is tussen dat ons eers diere was, en nou mense geword het, word telke male as 'n leuen bewys. Die leenaar sit vandag in ons skole, hulle gee ons kinders klas. Ek sê nie almal nie, maar die meeste leer presies wat die kurrikulum hulle leer, by die universiteite, die professore, op ons teologiese skole, die dominees, die predikante, die professors. Daar is uitsonderlike van hulle wat gered is, wat bly by die Bybelse beginsels. En daarom wil ek vir u sê, vriende, dat ons kinders sal onderrig in die waarheid van die woord. Doen moeite en vat hulle boeke en kyk wat hulle leer op skool, die leuns waarmee hulle gebombardeer word, sodat u ook u self kan bekragtig met die waarheid van die woord en ook goeie antwoorde kan gee en ook so die Here kan verheerlik. Nou vriende, dit is die boeke wat u kan lees. Daar is
8 of meer het ek hier kan opsit, maar hierdie 4 het ek gekies. Dis baie goeie boeke en webtuistes wat u kan besoek. En dan kom ons by 'n kort oorsig. Nou mense sê vir my, luister Gerard, jy moet die woordjie kort uithaal heeltemal as jy praat. Jy moet net sê oorsig. Want jy weet nie om dit kort te hou nie, maar ek gaan regtig vanmôre probeer om 12 uur klaar te wees. So die kort oorsig wat ek vanmôre gaan hanteer, is ons daar reeds so 'n paar boodskappe uit Genesis hanteer oor die gedagte van fundamentele waarhede uit die boek Genesis. Ek het hier gesê, ons wil die fondasie lê vir ons geestelike lewe. Ons kan nie groei as kinders van God as ons nie eens reg verstaan waar alles vandaan kom en waarom ons geskaap is, die doel waarom ons geskaap is en bo alles die God wat ons moet verheerlik nie. So ek gaan baie vinnig vir u sê, ons het gepraat oor die Bybel is die onfeilbare en ewige woord van God. Ek het 'n reeks boodskappe gebring oor die betroubaarheid van die Bybel self en u kan gaan kyk daarna. Die grootste betroubaarheid of bewys vir die betroubaarheid van God se woord is die interne getuienis van God se woord self. As God sê sy woord is die waarheid, dan glo jy dit, of jy glo dit nie. Ek het vanmôre daaraan gedink, terwyl ek voorbereid vir vanmôre se boodskap of finale voorbereidings getref het, dat God het my nog nooit aangestel as een van sy raadgewers nie. Hy het nog nooit vir my gesê, Gerard, wil jy my nie kom raad gee? Wil jy net asseblief so 'n bietjie met my 'n dinkskram kom hou, dat jy net so 'n bietjie vir my kan help om hierdie wêreld te bestuur en my woord so 'n bietjie te redigeer en net so 'n bietjie meer toepaslike inligting by te skryf nie. Die Bybel sê die Here het nie raadgewers nodig nie. En dis die probleem in die kerk. Ons wil heeltyd poog om die Here te korrigeer, terwyl hy die alleenwyse God is aan wie toe kom die eer en die heerlikheid. En ek het gister vir 'n man gesê op 'n stemboodskap of eergister, hy vir my sekere goed kwyt raak, sê ek vir hom, luister, daar is een boek wat ons kan lees, waar God sy hart en sy gedagte geopenbaar het, en dis die Bybelboek. Dis interessant dat die meeste mense wat probleem het met die Bybel nie is, lees nie. Daarom belangrik, ons vertrekpunt is, die Bybel is die geïnspireerde woord van God, geïnspireer deur die Heilige Gees, 'n betroubare boek, geskryf deur verskillende mense oor 'n lang tydperk, en hulle skryf oor een groot waarheid, naamlik dat God die heilige drie-enige God is, Christus die redder, en deur die Gees van die Here open die Here ons oë vir die wonders van sy wet. Ons kyk na God is ewig, hy is nie geskaap of die uitvindsel van 'n mens nie, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge geskape. God is ewig. Daar's geen een wat hom geskaap het nie. Hy is die ewige almagtige God. Hy het in 6 letterlike 24 uur dae die hemel en die aarde geskape. Baie ouens probeer sê, maar die evolusie kom in daarin, dat die Here een dag geskaap het. Hy sê in die Bybel, een dag is soos 1000 jaar, en hierdie een dag kon miskien miljoene jare gewees het. Nee, dit kon nie gewees het nie, want God het gesê, dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. Nou, of jy die aand en môre van 6 uur tot 6 uur wil bereken, of 12 uur tot 12 uur, is irrelevant. Dit was 6 letterlike 24 uur dae. Ek het vir u gesê, daar is nie 'n gaping van miljoene jare tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 3 nie. Hierdie aarde waarop ons tans woon is die aarde wat God geskaap het. Daar was 'n geweldige impak gewees met die sonvloed. Ons weet dit, maar die huidige skepping, vriende, is nie meer as 8 na 10.000 jaar oud nie. U kan daaroor gaan nalees. Hierdie boeke, hierdie webtuistes, u sal antwoorde kry. Luister, nie van predikante noodwendig nie, maar van wetenskaplikes wat tot bekering gekom het en nou in die bediening staan. Om vir mense te sê, hou op die leuns glo wat die sekulêre wêreld aan ons wil verkoop as die waarheid. Mense word befonds, universiteite word befonds met miljoene rande om leuns oor te dra. Om vir ons te sê dat hierdie aarde eintlik miljoene jare oud is en dat God nie die skepper is nie. Vriende, u kan dit gaan lees. U is baie welkom. Ek gaan nie reeks hou oor die skepping teenoor die evolusie nie. Daarom nooi ek u om bietjie moeite te doen en die tyd uit te koop. Ek het vir u gesê, God het alles baie goed geskaap. En nou volgende week Sondag, as die Here ons spaar by ons nagmaalsgeleentheid, gaan ek met u praat oor, as God dan alles baie goed geskaap het, wat het verkeerd geloop? Iewers moes daar iets gebeur het, wat hierdie wat God goed geskaap het, gedompel het in die ellende wat ons vandag beleef. Ons gaan daaroor praat. En uit Genesis gaan ek vir u so 7 gevolge wys. Nou moet u nie wegbly om met u hoor, 7 punte. 7 punte, hierdie ou preek 3 punte in 'n uur, 7 punte 2,5, kom nie. Kom asseblief, kom luister, ek sal dit kort en bondig hou. Want hierdie 7 punte is onder punt 3. So ek wil net vir u dit sê, so daar's nog ander punte wat bykom. Maar die gedagte is, die mens is die kroon van God se skepping, geskape na sy beeld en gelykenis om te heers oor sy skepping, insluitende die diere. God het ons aangestel om oor die diere te heers. Ons is die kroon van sy skepping, ons het al male sonder taal gepraat wat dit ook
behels en beteken. God het ons geskape om te werk, ons het ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk. Hierdie week gaan ek weer in die oordenkings praat oor luiheid, ek gaan 'n bietjie praat oor die gedagte, wees arm en vir wie kan ons gee en hoe definieer 'n mens dit volgens 'n Bybelse terminologie en dan die gedagte, vir wie moet ons liefs nie gee nie, wat ons eintlik gaan versterk in hulle boosheid, wanneer ons vir hulle gee, omdat hulle nie wil werk nie. Ons het 'n bietjie gepraat oor die gedagte, die Here het ons geskaap om te rus. Ek hoop dat u 'n dag een kan sit om te rus. Dit is goed om te slaap. Jy moenie heeltyd slaap nie. Jy moet ook nie heeltyd werk nie. Die balans word in God se woord vir ons opgeteken. Ons is geskape om God te verheerlik. Ek het gepraat oor die gedagte, luister en jy sal lewe, rebelleer en jy sal sterwe. Dis wat die Here vir Adam en Eva in die tuin van Eden gesê. Dit bring ons by Genesis 2, vers 19 tot 25. En vanmôre gaan ons by die 4de boodskap stil staan, fundamentele waarhede vanuit Genesis. En ons gaan vanmôre praat oor die een man, een vrou beginsel. Ons moet hierdie beginsel neerlê, want dit is 'n fundamentele saak. Ons moet daaroor praat vanmôre. Ek lees vir u Genesis 2, 19 tot 25. En die Here God het die aarde geformeer, al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het al nie geskaam nie. Nou vriende, daar is baie dinge wat gesê word rondom die mens en die vrou. Party manne sê, luister, kyk daar, 'n vrou is nie 'n mens nie, want die Here het die mens geskape en toe die vrou, nê? Maar luister, dit is verseker so dat die vrou ook 'n mens is in die volle sin van die woord, net soos die man, en die vrouens kom altyd terug met 'n goeie een, en hulle sê, luister, kyk, het jy gesien, hierso, die Here het ou Adam aan die slaap gemaak, maar het lyk nog of hy nooit wakker geword het nie. Hy nog in sy slaap rondloop, maar die gedagte is net, ons kan baie keer redeneer oor die teks, maar die hele gedagte hier, dat u nie sal wonder, is die vrou 'n mens nie. Sy is 'n mens in die volle sin van die woord. Die Here praat vir ons, en in hierdie termen, as u die woordjie vrou gaan definieer, sal u gou agterkom, dat dit is wat die Here vir ons wil kom leer. Die teks van oordenking vanmôre, 22ste en 23ste vers, die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou, en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is eintlik been van my gebeente, en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man en vrou ook een vlees word. Tema, fundamentele waarhede vanuit Genesis deel 4. So ek sê, volgende week gaan ons bietjie praat oor wat het verkeerd geloop, nadat God alles goed geskaap het. Ons gaan daarna kyk, vanmôre dan, die een man, een vrou beginsel. Nou vriende, as daar 'n boodskap is waaroor ek geworstel het, is dit hierdie een van vanmôre, juist omdat ek al so baie oor die huwelik gepraat het, al baie gepraat het oor die man se verantwoordelikheid, die vrou se verantwoordelikheid, en ek het gedink, en ek het rondgeskarrel, en ek het een boodskap voorberei, en toe 'n volgende boodskap voorberei, en op die einde van die dag het ek besef, dat ek vanmôre oor hierdie saak moet praat. En ek het gaan sit agter my rekenaar, en ek het so bietjie weer deur hierdie waarhede gewerk, vanuit die boek Genesis, en ek ag dit vanmôre, vriende, noodsaaklik, om met u te praat oor hierdie fundamentele saak, wat ons vind in die boek Genesis, en dit is die een man, een vrou beginsel. En ek dink daaraan, en ek het vanmôre daaraan gedink ook, dat die rede waarom al die alternatiewe vir soetkoek opgeëet word, is omdat die kerk nie meer klem lê op die een man, een vrou beginsel, die biologiese man en biologiese vrou beginsel nie. Vriende, in ons seksmal, perverse en op sy kop gedraaide samelewing, het hierdie prentjie van een man, een vrou, bietjie dof geraak, bietjie vaag geraak. Daarom word al die ander alternatiewe letterlik gevat en deel gemaak van ons samelewing en ongelukkig deur ons regering goedgekeur.
Nou ek wil vanmôre die wagter op Sionsmure wees, om die bassein te blaas en aan u te verkondig dat enige ander verbintenis, behalwe die een man, een vrou beginsel, nie deel van God se skepingsdoel is, was en sal wees nie. Al sê kerke, al sê regerings, al sê wetgewing, wat ook al, God se woord is ons standaard, dat God een man vir een vrou geskaap het. En dis die beginsel wat ons vanmôre as fondasie moet lê, voor ons geestelik sal groei. Mense vra my baie keer, hoekom kan ons geestelik nie vooruitgaan nie? Maar as jy kyk by hierdie beginsel, hak baie mense vas. Baie keer is hulle nie self mense wat in hierdie sonde verval nie, maar hulle gee hulle goedkeuring daaraan. Ek wil vanmôre dit vir u baie duidelik stel, dat die LGBTQ, dit is nou die lesbiese, gay, biseksuele, transgender en queer beweging, is 'n onbybelse, ongegronde versinsel van mense se bose harte, en dis die pinnacle van hulle rebellie teenoor God, waar hulle die hand van God wil afslaan en sê ek is nie tevrede hoe u my geskaap het nie. En daarom is belangrik om vanmôre hieroor te praat. Daarby, met al die berigte wat nou vrygestel is oor van die kerke wat nou polygamie aanvaar as 'n aanvaarbare leefwyse. Polygamie is nou, jy kan meer as een vroutjie vat. Nou, jy is baie welkom as jy dit wil doen. Jy moet net sorg dat jy eendag reg is om voor God te staan en rekenskap te gee, en dan al die probleme wat daarmee gepaard gaan. Luister, mense sê dat polygamie word in die Bybel verkondig en ook aangemoedig, en dan verwys hulle na manne soos Abraham, en hulle verwys na manne soos Jakob. Nou wil ek vir u baie duidelik sê, alhoewel die Here dit by tye toegelaat het, was dit nog nooit sy skepingsdoel met die mens gewees nie. Waarom God toelaat dat jy wat 'n leuen vertel het in hierdie week, vanmôre nog lewe, is genade, want Ananias en Safira was onmiddellik doodgeslaan. So hou op, probeer jou sonde regverdig deur 'n voorbeeld in die Bybel, of 'n persoon in die Bybel. Die Bybel is baie duidelik daaroor, een man vir een vrou. Toe Abraham Hagar sy slavin vat as vrou, sê gou vir my, was Sara hier bly? Het sy die huweliksplegtigheid gereël? Nee, daar was oorlog in Abraham se huis, en Abraham het baie smarte gely, en is goed so. Abraham het al sy herrie gekry, met hierdie twee vrouens in sy verhouding. Waarom? Want hy het teen God se beginsel gegaan, van een man en een vrou, elke ander een in die Bybel. David, Salomo, Jakob, elke liewe een het baie probleme beleef met meer as een vrou. En ons as gesin het nou klaargemaak met die boek Hooglied. Glo dit of nie? Ek het met my gesin die boek Hooglied hanteer, en my jong seun was by. Want Hooglied leer vir ons Salomo se hartseer, waar hy hierdie een vrou lief gehad het, en hy beskryf haar in detail. Maar weens sy sonde het hy hierdie verhouding geskend, omdat hy nie by God se waarheid gebly het nie. Daarom gaan ons vanmôre na so 4 kort gedagtes kyk uit Genesis. Ons gaan nie te veel in ander plekke in die Bybel wees nie. Ons gaan kyk na hierdie gedagte, wat sê Genesis oor God se voorneme, met die een man, een vrou gedagte ook vir ons vandag. Ons gaan kyk na Genesis, leer ons dat God die initieerder van die biologiese een man vrou huwelik is, dat God vir albei man en vrou verantwoordelikhede gegee het in sy skepping, dat God die huwelik gegee het om die geslag te bou en die intieme te geniet binne sy raamwerk, en dat die huwelikverhouding 'n wandel met God moet wees. Dit gaan alles uit Genesis, uit hierdie gedeelte kom, en kom ons val sommer dadelik weg en ons praat daaroor. Ek wil net gou vir u noem nou, as ons kyk na die huwelik, dan weet ons dat dit nie maklik is om getroud te wees by tye nie. Stem jy saam? Enige mens wat langer as 6 maande getroud is, sal vir my sê, Gerard, luister, dis 'n uitdaging. Is een man in ons gemeente wat die gelukkigste man in die wêreld is, en bederf word, maar die res van ons suffer, en stoei maar saam met mekaar deur hierdie proses van die huwelik. Net so tongenetjies, die gedagte man net is, dis 2 onvolmaakte mense wat een word. En luister gou, omdat ons persoonlikhede, omdat ons opvoeding, omdat ons agtergrond, omdat ons geestelike oortuigings dikwels verskil, en die duiwel weet dit, lê klem op hierdie verskille en probeer hy hierdie eenheid breek, omdat hy weet dat God ook die huwelik vergelyk met sy verhouding met sy kerk. Die Here sê sy kerk is sy bruid, en soos die man en vrou dan een word, is die ou vyand altyd besig om te probeer
om verdeeldheid te saai. Daarom kom ons kyk vinnig, of probeer vinnig kyk, na die gedagte van wat Genesis ons leer oor die een man, een vrou beginsel, of dan ook die huwelik soos ons dit vandag noem. Die eerste gedagte, Genesis leer ons dat God die initieerder van die biologiese een man en een vrou huwelik is. Biologies beteken jy so gebore. Baie interessant. Ek was by al 3 kinders se geboorte. En Evel het 3 keisers gehad, en dan haal hulle die ou kleintjie uit. Dan sê hulle vir my, meneer, jy het dit. Het een dokter al vir jou gesê, luister, jy as man sal hom 'n oorvee gee, as hy vir jou sê, hier's jou dit, wat gebore is. Hy sê vir jou, hier's jou seentjie, en hier's jou dogtertjie. Gee vir ons hierdie biologiese seun, of biologiese dogter. En nou wil ek vir u sê, daar's uitsonderings in die reël. Baie 1 uit 'n triljoen, waar 'n kind miskien geslagloos gebore word, maar hy kan baie gou bepaal of hierdie kind 'n seun of 'n dogter is. Baie dinge wat, defekte wat deur die geboorte kan kom, ons weet dit, ons is in 'n sondige wêreld, maar ons praat nie vanmôre oor die uitsondering nie, ons praat oor die reël dat God een man, een vrou gemaak het. Biologies is ons geskape, en op my geboortesertifikaat staan, manlik. En ek wil vir u sê, ek het al by myself gedink, ons het nou die dag so 'n geval gehad, die ou is 6'2", en hy het besluit hy wil 'n vrou wees. Het jy al 'n 6'2" vrou gesien? Het jy gehoor hoe klink 'n 6'2" ou se stem? Met hoekskoene en 'n rok aan. Genesis leer ons dat God die initieerder van die biologiese een man, een vrou huwelik is. Ek lees vir u. Genesis 2:7, die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, sodat die mens 'n lewende siel geword. En net vir die vrouens wat so kla as die man klaar gebad het dat die bad vuil is. Ons is gemaak uit die stof. Julle is uit die been gemaak. Dis hoekom die bad nie so vuil is nie. So moet ons nie verantwoordelik hou daarvoor nie. Dis ons samestelling. Man, stof, vrou, been. Dis hoekom ons sit waar ons sit. En daarom is belangrik dat ons sal sien. Die Here het die man geformeer uit die stof. Hy het sy asem in die man geblaas. So die man dan 'n lewende siel geword. Vers 20 sê, so die mens dan name gegee aan al die vee en die voëls van die hemel, aan die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Baie belangrik, hy het geen hulp vir die mens gevind wat by hom pas nie. Daar's die chimpansee, daar's die orang-outang, daar's die kameelperd, daar's die renoster, daar's die olifant, daar's die verskillende voëls, die duif en die arend, en so kan ons aangaan, en Adam noem hulle een vir een. En toe hy klaar almal genoem het, toe sit hy en hy kyk en hy dink by homself, nou waar's myne? Daar's nie een wat by my pas nie. Daar's nie een wat lyk soos ek nie, daar's nie een wat met my kan kommunikeer nie. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, vers 21, toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak, en die Here God bou die rib, wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou, en bring haar na die mens. Jy gaan sien in die boodskap, 'n duidelike, sigbare onderskeid, tussen 'n seun en 'n dogter, tussen 'n man en 'n vrou. Daar's 'n duidelike, sigbare onderskeid, wat God self maak. 'n Paar observasies wat ek dan net wil maak. Die eerste gedagte, vriende, is dat God het Adam eerste geskape, toe die diere. Want as Eva moes bywees by die naamgee proses, was hulle nou nog in die tuin, en hulle het nou nog gestoei of die leeu gaan wees. Dis nou my eie gedagte, maar eers geskape, toe die diere, en toe maak die Here vir Eva, toe die name gegees en is klaar, afgehandel. Daar gaan geen redenasie wees daaroor nie. Toe sê die Here, kom ek maak die vrou. Nee, en die Here maak en skape vir Eva. En hoor gou, Eva's uit Adam geneem, die ribbebeen. Baie belangrik nog. Dit was nie Adam wat gevra het, hy soek 'n vrou nie. Adam het nie gesê, Here, kan ek gou 'n oomblik hê met u? Al die diere is hier, maar waar's myne? Waar's die een wat by my pas nie? Adam het nie besluit nie. God het besluit dat die man nie alleen moet wees nie. Die Here maak die man aan die slaap, en die Here vorm die vrou uit sy ribbebeen. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hy haar na Adam gebring het. So God het in sy alwysheid, almag en voorkennis bepaal, dat 'n man nie alleen moet wees nie, maar 'n volmaakte eenheid sal wees, as hy sy lewe deel met die vrou. Luister, ek wil vanmôre vir jou sê, jou vrou was nie 'n fout nie.
Ons praat dat God skepper is en ons vertel altyd van alles wat die Here geskaap het. Wanneer laas jy God gedank dat hy jou vrou geskaap het? Here, ek dank U. Ek dank U dat my vrou vanmôre by my kan wees. Dit het tyd terug gehoor en Ethel weet presies waarvan ek nou praat. Waartoe die vrou swanger was met die dogter, het hulle gesê sy moet geaborteer word. En die ma het gesê nee. En daai vrou is vandag my vrou. Haar familie het aanbeveel dat sy geaborteer moet word. Maar God het bepaal en beskik dat sy my vrou sal wees. In hierdie gemeente. Om hierdie werk te doen. Om God te verheerlik as die skepper. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, as jy 'n vrou het, dank God vir haar. Sy is miskien nie volgens jou die beste nie, maar moet nou nie te veel vra vir haar oor jou nie. Miskien gaan jy geskok wees oor wat sy ook die gevolgtrekkings waar sy ook uitgekom het. Ek wil vanmôre vir jou sê, toe jy getrou het, al was jy getrou toe jy ongered was, was dit God se vrou vir jou en God se man vir jou. Ek wil vanmôre vir jou sê dat sy en hy is deel van God se raadsplan vir jou lewe. Daarom is dit kosbaar. Daarom is dit wonderbaar om te weet dat geen huwelike oorhaastige ding in die raadsplan van God is nie. Al het ons soms foute gemaak of deur sonde in die huwelik gekom, is God die een wat bepaal en beskik het. En daarom sien ons by Adam en Eva die wonderlike vertelling dat toe die Here hierdie vrou na hom toe bring, toe sê Adam die volgende: dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Nou, baie interessant, in die Hebreëus is hierdie 'n gedig. Adam het liries geraak toe hy vir Eva gesien het. Daar was blydskap in sy siel. Dit was oorweldigend met God se geskenk aan hom. Vriende, ek het hier op my notas geskryf. Adam het nie gesê toe hy vir Eva sien, o, vaderlands liefde. Hier is probleme. Ek sien dit so. Ek sien dit in 'n baie mooi vorm. Ek sien dit in 'n lieflike vorm of, Here asseblief, hier is probleme. Nee. Adam het eers gedink aan 'n dag se probleme nie. Toe hy vir Eva sien, toe vergeet hy van die leeu en die olifant en die renoster en die beere. Hy vergeet van alles. En hy sê, you the one I want. Dis die hele gedagte wat ons sien in die Bybel. En ek wil jou vra, maak jou vrou jou nog opgewonde? Adam is liries oor hierdie vrou wat die Here hom gegee het. Een biologiese man, een biologiese vrou in die volmaakte tuin, die tuin van Eden. Die opdrag, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Daarom, as jy man is, moenie jou vrou bespreek met jou ma en met jou pa en met almal nie. En as vrou moenie jou man bespreek met almal nie, want die Here het julle twee vir mekaar gegee, sodat julle een vlees kan wees, sodat julle saam kan groei in die kennis en genade en die liefde van ons Here Jesus Christus. Die Bybel sê dat dat hierdie huwelik 'n mens een maak. Die Bybel sê die man van sy vader en sy moeder verlaat en hy en sy vrou sal een vlees wees. Dit gaan oor om basies een te wees. Ek het so op my notas geskryf, Ethel se gunsteling poeding wat sy vir Gerard bak, is die sjokoladepoeding. Nou het jy al 'n sjokoladepoeding se bestanddele gesien? Dis eiers wat oopgebreek word en meel en daar is olie en bakpoeier. Nou ek wil vir u sê, ek het nog niemand gesien wat 'n hap vat van die eier en dan 'n sluk olie of 'n hap olie en dan 'n hap meel en dan kou en sê, "Ooh, dis 'n lekker sjokoladepoeding hierdie." Jy meng dit, dit word een, jy bak dit, jy bedien dit. Dis dieselfde gedagte hier. Een beteken om waarlik een te wees. Ons dink nie noodwendig dieselfde nie, maar in ons denkwyse wil ons God verheerlik en ons poog altyd om een te wees in die finale besluit wat ons maak, in dit wat ons doen, in hoe ons leef en hoe ons optree. Die gedagte van vlees is een persoon, dat ons werklik in elke opsig een vlees sal wees. En dit beteken om deeglik aan mekaar verbind te wees. Daar moet niemand tussenin kan kom nie. Nie my ma nie, nie my pa nie, nie familie, nie vriende, nie 'n mooier man of 'n mooier vrou nie. Net die een wat die Here my gegee het en hoe hy dit bedoel en bepaal en beskik het. So een biologiese man, een biologiese vrou, God is die initieerder van die huwelik
Dis nie 'n fout gewees toe jy getrou het nie, dit was wat God bepaal en God beskik het. Daarom kan 2 mans nie werk nie, 2 vrouens kan nie werk nie, en ook die identiteitlooses kan nie werk nie. Waarom nie? God het 1 man, 1 vrou daar gestel. Genesis leer dit vir ons. Genesis, die boek van die begin. 2. Genesis leer ons dat God aan albei man en vrou verantwoordelikhede in sy skepping gegee het. Hoor wat sê die Bybel, en God het die mens geskape, hoofstuk 1 vers 27, na sy beeld, na die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hulle geskape. En God het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. 2 vers 15, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om het te bewerk en te bewaak. Baie belangrik, vriende, dat die Here hierdie opdrag, hierdie verantwoordelikhede vir beide die man en die vrou gegee het. So een is nie hoër as die ander een in God se skepping nie. Ons verskil in ons optrede, in dit wat ons doen, in hoe ons dink, hoe ons lyk, maar die Bybel sê vir ons, albei het verantwoordelikhede ontvang. Die Bybel sê vir ons, hulle moet vrugbaar wees en vermeerder, hulle moet die aarde onderwerp en heers daaroor. En ons is dankbaar vanmôre dat ons nie net die boek Genesis het, om te kyk na die verantwoordelikhede van die man en die vrou nie. Ons het die hele Bybel. Sê gou vir my, hoeveel boeke is in die Ou Testament? 39, Nuwe Testament? Fantasties, julle wiskunde is goed. Of julle weet, dis 66, nee. Besondere boeke in die Bybel, waar die Here vir ons baie kom leer oor hierdie verantwoordelikhede in die huwelik. Hierdie verdeling van verantwoordelikhede, vriende, is besonder, en ons sien daar in die Bybel, die Here sê daar in Efesiërs 5:25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het. Hierdie liefde, vriende, het ek reeds oor gepraat, ek kan nie daaroor uitbrei vanmôre nie. Ek kan net sê die man se hooftaak en rol is om as hoof sy vrou te begelei in die waarheid van die woord en vir haar te sorg, tydelik, emosioneel, geestelik en fisies. Wat beteken dit? Tydelik beteken jy moet werk. Daar moet 'n inkomste wees wat gegenereer word. Daar moet ook 'n wyse spandering wees van hierdie fondse, sodat jy hierdie vrou kan versorg wat die Here jou gegee het. Daar is uitsonderlike gevalle waar die vrou ook moet werk, en dan is daar nodig om hierdie tydelike verdeling daar te stel, sodat ons God kan verheerlik. Jy weet wat my beginsel is, en 'n Bybelse beginsel, wat ek vir u kan verduidelik, dat die hooftaak eintlik vir 'n vrou is om dan die kinders op te voed, in die vrees en vermaning van die Here saam met haar man, omdat geen vrou beter kan sorg vir jou kind, as jy self nie. Dis die tydelike gedagte, emosioneel. Die man moet sy vrou emosioneel versorg, nie soos 'n diktator nie. Jy is nie 'n samajoor in die weermag, wat as jou vrou huil sê, stop om te huil. Draai links en gaan na die kombuis en maak eerder vir my koffie nie. Ek gaan vir u waarborg, u gaan probleme optel. Kom sien my na die tyd. Ek sal vir u raad gee om dit nie te doen nie. Emosionele versorging beteken, hulle dink anders as ons en dieselfde van die vrou teenoor die man. Die man dink anders, so daar moet hierdie emosionele versorging wees, wat die man teenoor sy vrou sal hê. Haar te koester, haar liefde, te besef, sy dink nie soos ons nie verbitter teenoor haar te raak nie. En dan is daar die geestelike versorging. Luister, jy moet die woord van daaruit lees. Jy moet saam met jou gesin, saam met jou vrou in besonder, moet jy bid. Daar's vraagstukke wat jy van moet beantwoord. Die Bybel sê as die vrou 'n vraagstuk het, moet sy haar man gaan en hom vra, sodat hy haar kan begelei uit die woord. En dan die fisiese, waaroor ons in punt 3 sal praat. So, manne, julle met julle eie vroue lief hê. Hierdie liefde behels die tydelike, emosionele, geestelike en fisiese versorging. Ons leer dit uit Genesis. Adam moes vir Eva versorg het, tydelik. Hy moes haar emosioneel ondersteun het, geestelik en fisies. Kolossense 3:18, wat die vroue aanbetref, wees aan julle eie mans onderdanig, soos het betaamlik is in die Here. Hierdie gedagte kom baie duidelik in die skrif na vore, maar dit sonder taal. Die vrou se hooftaak, rol en doel is om aan die man onderdanig te wees binne die raamwerk van die woord, om hom by te staan in elke onderneming, om 'n tuiste skepper te wees waarin die Here geëer word. Verantwoordelikhede word gedeel. Die man kan nie alles hanteer nie, die vrou kan nie alles hanteer nie. Die man verskil in sy denke, verstaan en optrede van die vrou. Daarom het die Here hulle saamgevoeg en binne hierdie hegte eenheid kan ons God verheerlik. 'n Paar gedagtes. Dis noodsaaklik dat die vrou 'n veilige tuiste sal skep, dat die man ook daar kan
Ek wil amper sê die man wees wat God wil hê, hy moet wees. Sy moet betroubaar wees, vriende, sodat hy op haar kan vertrou. 'n Vrou moet die betroubare een in die huis wees. Sy moet tevrede wees met wat hy vir haar gee. Party vrouens wil altyd meer hê. En die man kan nie meer gee nie, en dan word skuld gemaak, en as hulle bankrot is hy ekstra kwaadvol. En dan probeer hy vir haar verduidelik, maar Poppie, luister, onthou jy het ek gesê, nee, ons koop nie daai ding nie. Het jy vir my forcerende rigting, en jy weet ons man se arms draai mos vinnig. Kyk vir Adam, sy sê vir hom, hier's die vrug, hy sê, gee ek eet. Hy vra nie 'n vraag nie. Weet nie hoe werk dit nie, maar dit werk so. Die beginsel is net, die vrou moet in hierdie opsig ook God verheerlik. Vriende, daar moet 'n hoë mate van geestelikheid van haar kant af wees, sodat sy nie net saam met haar man die Here kan dien nie, maar ook haar kinders kan versorg in die waarheid van God se woord. Sy moet 'n helper wees. Sy moet een wees wat hom ondersteun. Dan moet 'n dankbaarheid wees in haar hart, en so kan ek die lys vir u lank maak. Maar die beginsel is baie duidelik, een man, een vrou, en die beginsel dat albei verantwoordelikhede het in die skepping. Elke huis verskil van mekaar, maar vra die Here vir wysheid, sodat julle mekaar kan eer in die verantwoordelikhede wat julle ook deel in die huishouding. Matthew Henry het gesê, she was not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon, but out of his side to be equal of him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved. Enige getroude man sal vir jou sê, luister, as geen sterker liefde as die liefde met jou vrou nie. Die vet weet. As jy eers die vraag vir 'n vrou, dis vir my iets wat die ergste vir my was, om my swakheid te sien, wanneer dit kom by die liefde vir my vrou. Jy raak eintlik, 'n man voel hy's blootgestel. Hy's swak. Want hoe kan hy so lief wees vir een persoon? Ek kan vir u sê hoekom, want God het dit so bedoel. Hy het bedoel dat jy vir haar moet lief wees tot die dag van haar dood. Die volgende en voorlaaste gedagte, moenie na die tyd kyk nie. Genesis leer ons dat een man en een vrou binne die verhouding die geslag moet bou en die intieme kan geniet. Nou, vriende, die Bybel sê vir ons, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. U sien, dit is fundamentele beginsels hierdie. Ons lê die fondasie vir ons geestelike lewe, vir die pad vorentoe. Alles kom uit Genesis. Mense sê die Bybel is nie meer relevant nie, want hulle lees die Bybel nie. As jy die Bybel oopmaak en lees, sien jy God se wonderlike plan met die een biologiese man, een biologiese vrou, die verantwoordelikhede wat ons deel en dan die geslag wat ons kan bou en die intieme wat ons kan geniet. Na die sondeval, en sê vir my, hoe lank na die skepping het die sondeval plaasgevind? Wie kan vir my sê, plus minus hoeveel jaar? Genesis 1 tot Genesis 6. Ok, so 1650 jaar. In 5 hoofstukke het 1650 jaar verloop. En daarom wil ek vir u sê, as baie geskiedenis wat nie is van ons opgeteken is nie, maar die noodsaaklik is opgeteken, sodat ons kan sien, na die sonvloed, in die tuin van Eden word die opdrag gegee, wees vrugbaar en vermeerder, na die sonvloed, Noag en sy seuns, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Nou vriende, as ons praat oor die intieme, dan doen ons dit nie op 'n barre manier soos die wêreld dit doen, onafgerond of onsensitief nie, maar ons as kerk van die Here moet daaroor praat. Waarom? Want dit is 'n opdrag wat God ons gegee het. Dis niks vieslik of aakligs nie. Die wêreld, die sosiale media, alles wat ons vandag van die televisie en van Hollywood afkry, maak dit vulgêr en afstootlik en afgryslik. Maar binne die huweliksverhouding moet en kan die man en vrou geniet wat die Here vir ons gegee het. Dis nie 'n taboe in die huwelik nie, inteendeel, dis iets wat die Here gegee het tussen een man en een vrou om te geniet tot die dag van hulle dood. En nou kan iemand die valstande insluk. Dis presies wat die Bybel vir ons kom leer. Die beginsel is baie duidelik dat ons vrou kan geniet, want die Here het haar vir ons gegee. Abraham was nie 25 toe hy sy laaste kind gehad het nie. Hy was oor 100 gewees. En nou weet ek, die vrouens dink nou by hulle self, ek wil nie 90 wees en swanger wees nie, maar die beginsel, God het hierdie vir ons gegee as iets moois, wat hy as deel van die huwelik daar gestel het. Ek lees gou vir u vinnig net 2 gedeeltes terwille van die tyd. Salomo onderrig sy seun. Salomo het self nie geluister wat hy gesê het onder leiding van die Gees nie. Salomo eindig sy lewe in droefheid en hartseer in afgodediens. Hoe hartseer dat Salomo God se woord verontagsaam het. Hy
pluk die bittere vrugte van sy sonde. Maar luister gou hoe mooi staan dit hier in Spreuke 5. Luister dan na my, julle seuns. Julle jong manne vanmôre, luister na my. Julle middeljarige manne, luister na my. En julle wat grys hare het, luister na my. Dis wat Salomo wil sê. Hy sê, wyk nie af van die woorde van my mond nie. Want dit is God se woord. Hoor wat sê God. Hou jou weg, ver van haar af. En nou sê die ou, kyk daar, die Bybel sê ek moet ver van my vrou af bly. Sy is moeilikheid, ek het jou gesê, dominee, sy is moeilikheid. Nee, kom ons lees die konteks. Jy lag baie keer daaroor, maar ek wil vir u sê in berading, hoor ek snaakse goed. Maar hoor dit staan daar, hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie, sodat jy nie jou bloei aan ander gee in jou jare aan die een wat onbarmhartig is nie. Nou praat hy van die ontuchtige vrou, of die derde een in die huwelik, of die derde een in 'n verhouding. Hierdie vrou is onbarmhartig, luister, jy dink sy's mooi. En veral mans wat by 'n werksplek is. Sy vrou het miskien vanmôre opgestaan en vir hom 'n lunchbox gepak, toebroodjies en allerhande goed en nie. Hare was nog bietjie te mekaar en nie. Oë was nog so bietjie pof geslaap en pantoffels aan. Nou kom hy by die werk aan en daar is die poppie. Op die hoek skoene, die rokkie is heeltemal halfprys gekry of kwartprys. En 'n mens sien dit en hy dink by homself, "Wow, ek het daai een by die huis gelos en kyk hierdie ene." Die Bybel sê sy's onbarmhartig. Sy sal jou, luister, sy sal jou vernietig. Dis wat die woord vir ons sê. Die vers 10 sê, sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander kom nie. En jy uiteindelik moet steen as jou liggaam en jou vlees verteer is. En moet sê, hoe het ek die te gehaat en my hart die kastyding versmaad en nie geluister na die stem van my onderwysers en geen gehoor gegee het aan die wat my geleer het nie. Amper was ek heeltemal in die ongeluk in die vergadering en die gemeente. Ek het 'n jong seun op huis. Hy is 16, ek en hy sit gereeld en praat hieroor. En ek sê vir hom, as jy jou lewe wil vernietig, dan is jy seksueel aktief voor die huwelik. Dan gaan jy op paaie wat jou lewe gaan vernietig. As jy getroud is vanmôre, moenie na die pad gaan van die ontuchtige vrou nie. Sy is ongenaakbaar. Sy sal jou lewe vernietig. Wat is die ander alternatief wat ek vir jou wil gee? Een man, een vrou, deel die verantwoordelikhede. Die Bybel sê ons geniet dit wat die Here vir ons gee. Hoor daar. Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstroom op die pleine? Hulle moet vir jou, ek hoor nie, alleen wees. Hulle moet vir jou alleen wees en nie verander saam met jou nie. Mag jou fontein geseënd wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug, die lieflike wildsbokkie, die aanvallige steenbokkie. Laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. Dis nie mooi nie. Toe ons nou Hooglied hanteer het, baie keer het ek maar geglimlag, want ou Salomo kan nogal mooi oor die liefde skryf. En hier staan bedwelmd. Het jy al gesien wat iemand wat bedwelmd is? Die vrou sal vir hom sê, gaan maak vir my koffie, dan kyk jy so. Is jy by? Ja, ek's by my pop. Maar ek kan nie ophou kyk vir jou nie. Jy's net die mooiste ding wat die Here vir my gegee het. As jy dink ek sit aan, kan jy my vrou vra, ek raak baie keer bedwelmd oor God se geskenk aan my. Ek kan nou nog nie verstaan dat die Here vir my so wonderlike geskenk kom gee. Vers 20, maar waarom sou jy my seun by 'n vreemde bedwelmd raak en die boesem van 'n ontuchtige omhels? Want elke mens se wees voor die oë van die Here en hy weeg al sy gange. Sy ongeregtigheid vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Vriende, belangrik dat ons sal sien, God sien my weer. Of ek saam met my vrou is of sonder haar, saam met my man is of sonder hom. En hy is die een wat eendag rekenskap gaan vra. Wat is die Bybelse opdrag? 1 Korintiërs 7:2, maar vanweë die hoerery moet elke man sy eie vroue hê. En elke vrou moet haar eie man hê. Een man, een vrou. Daar's nie 2 mans, polygamie, man met 3 vrouens. Daar is nie 3 vrouens in 'n verhouding nie. Die Bybel sê, moet elke man sy eie vrou, enkelvoud, eie vrou lief hê. En elke vrou moet haar eie man lief hê. Baie belangrik. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys en so ook die vrou aan die man. Hier ook die welwillendheid is om toegeneë te wees teenoor my man of my vrou. Hulle moet my nie heeltyd irriteer nie.
vaderlandsliefde, ek verstaan nie hoe dit werk nie. Hulle staan nie voor die kansel en hulle sê, til def, doa spaard. En dan lyk dit of hulle baie skei, somme hier van die kansel af. Want dan irriteer die vrou die man, en die man irriteer die vrou, en hulle is geïrriteerd mekaar, en volgende oomblik kom maar iemand van die buurt verbygestap. Hallo, hoe gaan dit? Wil julle nie 'n koffiekie drink saam met ons nie? Hoe lieflik om julle te sien. Ons praat nou juis oor A, B en C. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Baie belangrik, onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming, vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te wy. Hier gaan dit oor die seksuele, die intieme. Die vrou kan nie haar liggaam weghou van haar man nie, en die man kan nie sy liggaam weghou van die vrou nie, en sy julle saam ooreengekom het, dat julle gaan wy aan vas en gebed. En luister, as jy klaar gevas en gebid het, sê jy besef hoe belangrik is die intieme in die huwelik. Ethel praat gelukkig gereeld saam met my regheid, met die dames. Sy het onlangs vir 'n dame gesê, luister, as jy aangaan soos jy aangaan, gaan jy vir jou man die geleentheid skep om ontrou aan jou te raak. Het hy toestemming om dit te doen? Nee. As hy gaan bly, hy's gered? Nee. Maar baie vrouens onttrek hulle van die man, en hulle skep hierdie geweldige vakuum. En die man raak betrokke in 'n verhouding. Ja, God sal homself oordeel, maar moenie 'n bydraende faktor lewer in hierdie saak, deur jy te onttrek van jou man, of aan die ander kant die man teenoor die vrou nie. Jy mag miskien vra, maar moet ons praat oor die intieme in 'n kerk, byeenkoms, 'n erediens soos hierdie? Luister, as ek nie vanmôre met u daaroor praat, die duiwel het lankal met jou kinders gepraat hieroor. Die sosiale media, dis waarvan ek eintlik praat. Die sosiale media en die skool se vrot kurrikulum het ons kinders al so blootgestel aan die seksuele buite die raamwerk van God se huwelik, dat dit 'n morsige, smerige besigheid geraak het, en ons wil niks daarmee te doen hê nie. Die mooi lê daarin dat God dit gestel het. Een man, een vrou, medeverantwoordelikheid in die skepping, en dan om die geslag te bou en mekaar te geniet. Hoor wat sê die Bybel? As ons onttrek, moet daar vas in gebed wees, en hoor nou, en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring, deur julle gebrek aan selfbeheersing. Dis waarvoor God ons geskaap het, en mag die Here genade gee. En nou kan jy na die horlosie kyk. Genesis leer ons dat God se voorneme met die huwelik 'n wandel met hom is. Hierdie was nog al 'n treffende gedagte in die Bybel. Vriende, hoor wat staan in die Bybel. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, aan die ander woord, hy het met hulle gepraat. As ons die konteks bestudeer, het die Here saam met hulle gewandel. Hulle het hom fisies gesien, want hulle was sondeloos, en hierdie sondelose volmaakte skepper God het saam met Adam en Eva gewandel, wat voorreg het hulle net nie beleef nie. Die Here praat met hulle en hy sê vir hulle, van al die bome van die tuin mag julle eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag julle nie eet nie. En die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Die wandel God saam met hulle, God gee hulle opdrag, die man en vrou is in eenheid, hulle is naak, hulle skaam hulle nie daaroor nie, want daar is nie sonde wat ingekom het nie. Hierdie wandel met God was in harmonie gewees. Hierdie verhouding was nie geskend gewees nie. Nou lees ons die volgende, Genesis 3:8, dis eintlik waaroor ek volgende week gaan praat. Hierdie man en vrou sondig deur van die vrugte eet, wat God gesê het, hulle mag nie van eet nie. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En hulle het hulle verberg. Toe roep die Here God na die mens en vra, waar is jy? Luister. Jy kan geestelik sterk staan. En jy kan geestelik opgebou word. Jy kan geestelik hierdie vrug dra wat die Here in Galasiërs 5:22 van praat. As jy saam met jou vrou hierdie pad met die Here stap. Dis belangrik om te sien, vriende, wat God se voorneme is, dat die man nie op sy eie sal wees in sy geestelike lewe, en die vrou op haar eie nie. Daarom is huisgodsdienst belangrik, daarom is om saam te bid oor krisisse belangrik, daarom is het om mekaar te ondersteun belangrik, daarom is het om vraagstukke te beantwoord belangrik. Hierdie goed is belangrik. En dikwels dank ek die Here ook vir die leergierigheid wat hy vir Ethel gegee het. Die vraag wat sy my vra, en dan wek sy my op om te gaan ondersoek instel, want ek moet daar antwoorde kan gee.
En saam groei ons en saam beleef ons die seën van die Here en kan ons ook eer bring op sy wonderlike naam. Nou ek kan nie vanmôre vir u sê soos 'n man vir my so tyd terug gesê het. Hy sê vir my dominee, ek en my vrou tog nooit beklei nie. Kyk ek hom so. Ek mag gedog, miskien moet ek hulle maar albei van die gras maak, want dit is net volmaakte mense wat nooit beklei het nie. Maar in hierdie verskille soek ons die oplossing in Christus. Waar lê die lyn? Waar is die lyn waar ons by mekaar gaan uitkom as man en vrou wat verskillend temperament en persoonlikheid om God te verheerlik? U sien, is 'n geestelike saak. Die huwelik is om my vrou te neem onder my vlerk, om haar lief te hê, om haar op te bou in die allerheiligste geloof. Dis my verantwoordelikheid. Mevrou, jy het die verantwoordelikheid om onder jou man in te kom, om hom te ondersteun, om hom te bemoedig deur die tyd wat jy met die woord spandeer in gebed. Jy is nie daarom om af te kraak nie. Jy is nie daarom heeltyd vir hom raad te gee nie. Jy is nie daarom om heeltyd te reg te wys nie. Jy is nie aangestel as sy leier nie, maar as die een wat saam met hom in die huwelik God moet verheerlik. Dis 'n geestelike saak. Die huwelik moet vreugde verskaf. Geestelike intimiteit, geestelike opbouing in die allerheiligste geloof. Luister, ek wil dit net vir u sê voor ek by die laaste paar verse kom. Daar is nie 'n beter vrou vir jou as die vrou wat jy nou het. Miskien dink jy by jouself, man, I beg to differ. Ek wil nou vir jou sê, daar is nie 'n beter vrou vir jou as wat jy nou het. Daar is nie vir jou 'n beter man as wat jy nou het. Want wat God jou gegee het, is nie 'n fout nie. Dis 'n kosbare geskenk om saam geestelik te groei. Die rede hoekom jy miskien nie oor die weg kom vanmôre nie, is omdat daar 'n geestelike defek is. Eskom se krag is gesny. Daar is een of ander load shedding in jou wandel met die Here. En daar is net een manier om dit te herstel. Vlug na die kruis. Soek die Here terwyl hy te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Hoor hoe pragtig beskryf die Here die verhouding tussen die man en vrou, wat ons ook dan geestelik versterk en ons wandel met hom bevestig. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Dis 'n geestelike saak. Dis 'n geestelike saak. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus, die hoof van die gemeente is. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit in alles in hulle manne wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus. Dis 'n geestelike saak. Ons word saam opgebou. Soos die vrou onder haar man inkom en sy voel nie altyd so toegenee om onder hom in te kom nie. Sê sy, Here, ek doen dit omdat ek aan Christus onderdanig wil wees. Die man sê, ek het my vrou lief en soms kan sy my miskien so bietjie irriteer deur goed wat sy doen, maar ek het haar lief omdat ek Christus lief het. En so groei my liefde vir Christus en my liefde groei vir my vrou. Dis presies wat hierdie gedeelte sê en dis wat die Here vir ons in Genesis kom leer toe hy saam met Adam en Eva gewandel het. Toe hy saam met hulle hierdie pad gestap het. Toe hulle naby die Meester gebly het, was daar harmonie, was daar eenheid, was daar hierdie vreugde en blydskap in hulle lewe. Die Bybel sê vir ons, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente. Hy voed en koester dit, soos die Here die gemeente. Voed en koester jy jou vrou, soos die Here sy gemeente koester. Vers 32, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. As ek hierdie verse lees, dan dink ek aan my gunsteling vers, en my gunsteling vers is Deuteronomium 29:29. Die verborgde dinge is vir die Here ons God. Ons weet nie altyd in die verborgenheid van God se waarheid hoe hierdie dinge by mekaar kom nie, maar een ding weet ons. Die Here sê, wees lief vir jou vrou, eerbiedig jou man en verheerlik so die Here. U ken almal die driehoeksverhouding. Ek gaan dit vinnig vir u wys. God altyd bo die man, die vrou. Hoe nader die man aan God kom, hoe nader die vrou aan God kom, so kom hulle nader aan mekaar. En die Bybel sê vir ons, as hulle nader aan mekaar kom, so groei die liefde. En die Bybel sê vir ons, hierdie liefde bind die man en vrou aan mekaar, en vreugde en blydskap is deel van ons huwelik. Wat sê Genesis oor God se voorneme met die een vrou, een man gedagte? Luister, almal wat in 'n ander verhouding betrokke is, kan vanmôre vir jou opstaan en vertel van die pyn en die smart en die verwyte en die gewetenswroeginge waarmee hulle sit. Elke liewe ene. Glo my, ek werk met hierdie goed elke dag. Maar vir hulle wat hierdie genade van God smaak, om nie net in hierdie verhouding te wees nie, maar deur God se genade in hierdie verhouding staande te bly,
is die vreugde daar, dat God die initieerder is, van die een biologiese man-vrou huwelik. Streef dit na, dis wat God vir ons leer. Dat God vir albei man en vrou verantwoordelikhede gegee het. Dis nie baas-klaasgesindheid, die verantwoordelikhede wat ons deel, in ons persoonlikhede wat verskil, en in ons werksetiek, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Dat God die huwelik gegee het, om die geslag te bou, en die intieme te geniet, binne sy raamwerk, dat die huwelikverhouding 'n wandel met God moet wees. Ek vra jou vanmôre net een vraag. Hoe vergelyk jou en my huwelik met God se voorneme, voorskrifte en standaarde? As jy vanmôre in 'n homoseksuele verhouding is, stop dit vandag. Roep na God dat hy jou kan vergewe, dat hy vir jou kan ware lewe gee. En jy kan miskien vir my sê dit is onmoontlik. Ek het nou dag saam met 'n predikant en sy vrou geëet. Hulle het saam met by ons kom kuier, lieflike twee mense. Sy vrou was in 'n lesbiese verhouding vir baie jare, tot die Here haar kom red het. Vandag is sy saam met hom in die bediening en hulle eer God in 'n heilige lewenswandel. En jy moet daardie man hoor preek oor die huweliksverhouding. Ek wil vir u sê, een van die beste boodskappe wat ek al gehoor het daaroor. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoe lyk jou verhouding met die Here? As jy vanmôre in 'n lesbiese verhouding is, stop dit. Jy deurboor jouself met smarte, nie net vandag en môre nie. Dis nie net jou familie wat jy met smarte deurboor nie, maar jou eie lewe. As jy vanmôre transgender is, stop dit. Jy kan nie verander van 'n man na 'n vrou of 'n vrou na 'n man nie. Jy's biologies soos God jou geskaap het. Eer God in die verhouding wat die Here ook vir jou gegee het. Jy 'n biologiese man is met 'n vrou om die Here so te eer. As jy met al die ander goed besig is, stop dit. Want jy mis die vreugde en die vrede van die Here en ook die volheid wat God jou in hierdie lewe wil gee. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons uit Genesis hierdie groot waarheid kon leer. Dit is 'n fundamentele waarheid. Dit is 'n basis waarvan ons moet bou. As ons as u kinders se verhoudings met mekaar nie reg is nie, sukkel ons dan ook in ons verhoudings verder met ander mense en ons verhouding met u. Help ons, leer ons, onderrig ons, dat ons nie sal soek na 'n ander een wat vir ons meer geluk en vreugde en blydskap sal bring, maar dat ons sal verheug in die Here en in die een wat hy ons gegee het. En ons bid dit in u naam en ons bid dit met danksegging.